Vanmôre sit ek nou op hierdie rots hier tussen twee valleie en dit is nogal 'n groot rots uit hier geland, die geval. 'n Paar jaar terug, né? 100.000 miljoen, ek weet nie hoe lank terug nie. Ek weet net dis lank terug. Kom ons kyk of ek vir julle die rots net so kan wys waarop ek sit. Dit is 'n groot rots. So en die rots het gister met my gepraat, ek het verbygery en ek het besluit om op hom te kom sit en na hom te luister. En die rots het my nou teruggevat na 42 jaar terug. Was ek 18 jaar oud gewees. En soekend om te weet wat moet ek my lewe doen, want die lewe het voor my gelê. Jep. En ons het vriende gehad wat so 'n klein plekkie gehad het daar in Parys, Vredefort in die Vrystaat in die berg, en ek het soontoe gegaan en ek onthou daar was net sulke groot rotse. Nie so baie soos hier nie, maar ek onthou 3 groot rotse so bymekaar teen die berg. En ek onthou ek het op daai rots gaan sit. En vir die Here gevra, wat moet ek met my lewe doen? En as ek nou terugkyk, dan besef ek was eintlik so opreg, so soekend, so onskuldig en tog ook so verlore in 'n sekere opsig. Daar was nie iemand wat my kon help om my te grond nie. Soos daai vastigheid van daai rots waarop ek gesit het, het vir my ook met my gepraat en dis wat ek gesoek het, maar ek het toe 'n alternatief gevind en dit was om my trauma wat ek gehad het te omseil. Ek moes dit omseil om vir 'n tyd dit half te kan bypass, om dit nie te hanteer nie, om dit nie elke dag daarvan bewus te wees nie. En my manier wat ek gevind het was baie intelligent. Dit was om in 'n geestelike, godsdienstige omgewing myself totaal in te gooi en uit te leef. Wat vir my wel baie interessant is dat selfs in dit het ek 'n plek gevind waar ek een van my hoofgawes kon uitleef, en dis om te explore en te travel en nuwe goed te ontdek. En ek het my gate uitgeniet die eerste paar jaar. Ek getravel en ek het grootliks die hele Suider-Afrika getravel en oral gegaan en die land gesien, en later het ek en Corinne saam die wêreld getravel en die wêreld gesien. En maar tot op 'n punt waar ons moes stop en vastigheid vind, soos wat hierdie rots is. 'n secure plek waar jy geplant is en waar jy geland het en waar ons moes groei en onsself plant. En ja, dit was nie elke dag maklik om skielik van so 'n vloeibare omgewing te beweeg na so 'n vastigheid. En dit het ons gehelp om baie van ons trauma en die goed wat ons vir jare eintlik omseil het, te hanteer en te prosesseer en weer op die rots te kom waar ons nou net vastigheid het en kan sê 'n secure attachment met onsself, met die Here, met die mense om ons, is eintlik so kosbaar, en dis die boodskap van hierdie rots, 'n secure attachment. En dit is ook nodig.